Bonjour. Comment ça va? Buonasera, je t'aime. Hello, Kali. Bonne nuit. Hallo julle. Konnichiwa. Ja, ek kan gebarentaal praat. Daai ene kan hierdie ou praat ken ek lekker. Camera. En ek kan Afrikaans gooi. Achtung. Pas op, papa. Baie welkom al die 5 ligte kykers. Ons is in die gees van motorsport. Dit was die verslindende skouspelagtige vertoning van Max Verstappen wat die GT3 op hande vanaand geneem het. Ja, toe jy het so opbou toe dog ek gespraat van die Argentyne wat gesneuwel het. Ja, of wat dit ook. amper die All Blacks ook. Maar Ja, weer eens. ons is Wat Race Week, is- boys. Race Week. Ons is Vandag kyk ons tot is- wat Tunesië ons is in Singapore. Ek wil nou nie of Singapore is. Ja. So, dis Ja. die Singapore Grand Prix. So wag, Singapore is 'n land, dis nie net 'n stad. Ja, Dit is 'n land. ja, hy kwalifiseer eintlik as 'n land. En hy is het so so 'n nou- paar jaar Heel terug het hy mos sy eie stock exchange ook gekry. Ja. Ek is so waar in Singapore ry ons. By die Marina Bay. Is Marina Bay 'n area of 'n stad? Dit is deel van Dis maar eintlik 'n area area in die stad. in die stad. Die Kyk, stad van Singapore. Kyk, Singapore is maar baie soos Hong Kong. Dis Ja, dis maar Singapore is maar 'n eintlik stad. dit maar eintlik 'n stad wat as 'n land van Maleisië afgestig is. Ja, presies. Blous kan hier oor chat. So, Verstaan jy? ons het Blous hier die onderwyser ook hierso. Met dokkie getoer daar, dis die wat ek merci weet. beaucoup. Boys, hierdie Grand Prix is nou van 2008 af van die gang by ons. Op Formule 1 en oor die jare het hy maar baie uitleg veranderinge gehad. Maar ek moet sê, die uitleg wat ons nou het, want hy het op 'n stadium 24 draaie gehad. En nou dat hy net 19 draaie het, ek Dit is love dit. Ja. Okay. Hy was op 'n stadium nie 'n baie gewilde baan om te gaan ry nie. Even as jy Ek dink dit was juis in daai tyd Even as jy 20. even as jy 'n game gespeel het met Ja. dit was draaitjies en swaaitjies en dit was soos Jy het nooit gevoel jy kom ek meen as jy gedink het Baku se castle section is moeilik, Yes. kan jy nou die plek gery het, verstaan Ja. jy? Dit was op 'n stadium met hulle so 'n quadruple chicane gehad. Jy slaan die een chicane se curb, dan is jy die volgende en dan is jy die volgende een. Daar na die reis daar vroeg al. Ja, nee, Of iewers. ja, dit was al in 2008 daar. Ek het nog altyd gedink hierdie baan is een barrier weg van Kloksgelwyks na Anti-Kloksgelwyks. Ja, maar dit Yes. is presies Ja, nou daar so Dis, hy is aan. As hulle 'n bruggie daar bou, is dit amper Suzuka, verstaan jy? Presies, maar wie wat Flavio en Fernando weet alles van hoe om dit te maak gebeur daarso. Kom praat nou van tonnels en slinkse Toertjies. Jy weet, maar ouens, ons is terug waar ons die battle resume. Okay, maar voor Ja. ons bietjie daar gaan inkom, gaan ons net gou so 'n bietjie in memory lane af, want ek like was 'n stukkie memory lane. Jy's Eerstens, goed daarmee. ek dink eerstens die eerste Grand Prix is ikonies, want dit is die eerste night race wat Formule 1 gehad. Ag, right. Massa loop ver voor. Nelson Piquet Jr besluit saam met Renault dat hulle gaan hierdie ding lekker swaai in hulle favour en Fernando Alonso trek 15de weg en Nelson Piquet pit en Kala Jafos die video speel. Nelson Piquet Jr. Ja, so Ja. dit was Kelly Piquet se broer. Ek wou net sê, dit klink al Ja, en wat gebeur het is, jy kan sien hierso, hy gaan hy is onder 'n safety car, hy spin, hy gaan pit vir nuwe tyres en wat het hy besluit om te gaan spin? ja, hy het dit as prins gedoen. Ja. Hulle het dit als hy En en Donut te kap in die vol van Pat Simmons en Flavio het hierdie gedoen toe maak hulle 'n pitstop hierso. Dit was toe nou nog nie Crashgate gewees nie. En toe gaan en hier gaan hy toe dit groen is. Toe crash hy as prins. Hulle het die telemetrie gelees, hy het as prins gecrash en Maar dit toegelaat. wou hy net weer spin hê.
Nee, hy Nee. wou gecrash het. Ek het nie geweet hy het gespin ook. Dis hoekom Flavio en Pat Simmons 'n live F1 ban gekry Ja, het. ek Is dalk- vir hierdie Okay, insident. maar wys my gou weer die eerste spin, sorry as ek mag. Dit was onder die Ja. eerste safety Maar ek car. wil gou kyk hoe het hy, want dit is op dieselfde plek. Kyk daarso. Nee, dis dieselfde plek. Nee, daai is net voor die pitlane. Okay, so daar, so hy het wat, sy tyres probeer opwarm te spinne en toe gaan hy, toe maak hy 'n donut hier. Ja. Ja. Maar, okay, En toe hy okay. uitkom, het hy neus verander en hy het 'n nuwe tyres opgesit, fuel Dit was ingesit. 'n gebreekte neus aan. En Dit is Weet ek interessant. crash. Ek het nog al 'n baie interessante video gekyk hier naweek ook. Jy's actually toevallig hieroor. En wat hulle daarin baie mooi verduidelik het, dat jy gaan kyk, dit was draai 7 17 7. Waar dit as jy gaan kyk na alles rondom die draai, is dit glad nie 'n draai wat enigsins veronderstel is om snaakse goed te wys nie. En is een van die draaie wat die verste is van enige huiskrane of toerusting af wat actually 'n kar van die baan af kan haal. en onthou hulle traction control gehad, nê? Nee? Dis reg. So hulle wys ook dat sy traction control was heeltemal afgedraai. En twee laps voor dit het Alonso sy tank gaan volmaak en Massa moes nog sy tank. So almal moes gepit het en Alonso het nie nodig gehad om te pit nie. En daar's So hy as- verby almal. So as hierdie nie gebeur het nie, ek weet en Massa het die reis klaar gemaak. Sou Massa gewen het en hy sou die World Championship tegnies gewen het op 'n technicality. Maar Ja. as dit verbrande hout, maar dit was 'n Is dit ook om hy nou nog hofsaak gestoot in ons? ja, nee, Ja. miskien gaan hy dit nou laat gaan as gevolg van Roscoe nie meer pille eet nie. Dan Raskou nie meer nie, wat? nee, ek kan nie meer nie. Dan die tweede ons kan ek weet ek het nou nie 'n video vir dit nie, maar ek weet Vettel het 'n fenominale performance in 2013 ingesit daarso. Die een wat ek nou nie het hier op nie, Kalla is net ek wil net wys hoe 40-jarige 7 keer wêreldkampioen rarig 'n swak kar hanteer. Kyk net hierso. Michael Schumacher in draai 1. Ek het gepraat van Lewis ja. Hamilton. Hy freaking Legit. Hy Maar luister, kyk, freaking Tokyo. Kyk nou hierdie man hoe hy 'n Tokyo drift gooi hier. Check hom hier. Oh, man. En net hy altyd daai vermoë gehad en momentum. Kyk hier aanboord nou, die momentum wat hy het. Of Kyk die nou vermoë mooi, om momentum te behou terwyl hy sideways gaan. Lewis Hamilton, hè? Ag nee, asseblief Lewis Hamilton Ja, weet jy wat? Ek gaan nou droom. ja, ek gaan nou sien. Ek Lewis Hamilton doen daai toe oor, my bro. Asseblief nie. Mon frère. Nee, wat? Maar hy kan nog vry iewers in Ek Milan. kan sien Max sal so 'n move gooi. Ja. Daar stem ek saam. En dan het dit nou ook nou nie, dit was nou nie vir my belangrik nie want ek stem nie saam daarmee nie, maar almal dink Hamilton se 2018 Paul was soos noem hulle God mode. Kyk, hy was regtig in sync. Dis 'n baie goeie lap, maar dit was nog steeds nie vir my sy beste Paul lap gewees nie. Was die beste pole lap op Singapore. Maar is debatable. Wys my 'n beter pole lap as dit op Singapore. Ek sal vir jou Teken vir my prentjie wat ek sien het. ek sal vir jou Vettel se Paul lap laat kyk op 2017. Dit was vir my baie Haal goed. die AI filters af. Maar gepraat daarvan, 2017 het Ferrari 'n guldige geleentheid om 'n voorsprong te vat in die Constructors title en Vettel weer nader aan Hamilton kom. En toe is daar die jonge nat agter die ore Max Verstappen wat daar in 2017 sy Ek het blink in 2017. yes, papie, kyk, daarso Sy- Kali is net onder die blou icoontjie daarso. En hy speel daar's hy en Raikkonen trek tweede weg. Dis nat. En kyk, Hulle is almal op dry tyres Sit toe dat en Raikkonen vasgejaag. Ek dink dat er ooit 'n nag Kyk net, een kom nat maar hier. nag Ja, is. kyk also. Dit was chaos.
En Met hulle almal trailers op hulle rugsakkies aan daai karre. ja, check it out, reverse Vettel en ons dink hier Vettel nog 'n kans, maar in die meantime Moet is hy in reverse die reis gedoen. en in die meantime is Vettel se sidepod besig om die toiletdak uit te spuit daar so langs die kant, want dit was net hydraulic fluid oral. So Dit lyk chaos. as Minecraft resies karretjies, almal met hulle inventory. ja, Ja. den. Ek moet sê Vettel lyk amper vir my daarso asof hy 'n nuwe challenge soek. Kyk of hy hierdie reis in reverse kan gooi. Ja, wel, Vettel het dit regtig. Ja, maar kan ons kom by die highlight van Singapore van alle highlights? Ja, ons kan. Ou En- Carlos Sainz, kan- hy enigste reiswenner was in wat 23. 2023. Sainz, hy. Carlos, Kan ons net dit op die dinge wat was belangrik Kyk hoe is. klim hierdie man hier uit. kyk is net Kom ons My ou sê- wonderlik. Hy klim op, breek Red Bull se wen streek daarso en hy sê, "Come on boys. Vai, Carlos, vai." Was eintlik al vreemd hy rooi aan het daar, hè? Dit is So dit, wel dit dit lyk lyk amper eintlik Dis amper nie imagine nie. nee, dit lyk eintlik soos hoe dit hoort, maar anyway. Maar bro, daai ou doen beter as Lewis Hamilton en Ryan Williams. Kan jy imagine hoe goed sy Het gedoen Lewis het in 'n Ferrari? 'n Ferrari gekry. Nee. Hy het nog net 'n wen Hy het sprint besaai- ingehaal. Ja, 'n sprint win gehad, Wag, maar wag, ver Maar dit Hy- tel nie as 'n Hy het reispodium nog nie. nie 'n reis nee, podium hy nie. eers 'n Hy podium. het nog nooit derde plek gekry vir Ferrari nie. Nee, en Max Hoogste gaan is 4de. 'n Max in wen Silverstone. in 'n Ferrari die naweek wat verby is. Ja. En dan laastens 2019. Sebastian Vettel se tweede laaste jaar by Ferrari en hierdie is sy laaste wen. Dis wat- En hulle en tyd. Charles wou die plek teruggehad het en Vettel het gesê nee en Vettel het die wen gevat. Check net Kyk hier. hierso. Om die draai, Dit was 'n mooi Ferrari. sy laaste wen. Was 'n mooi. Dis toe ons Nee, nog nee, olie in die nee. pistons gegooi het. En beautiful 1-2 vir Ferrari. Dit was die laaste jaar voor hulle die wings weer breër gemaak het, die rear wings, right? Ja. Ja. Ja, explains it. So ja, so Dis daai toch 19, right? dis 'n 2019 motor hier ja. Bro. So Vettel se laaste wen. Ja, dit lyk nogal komieklik hierdie kort plat Hmm. agtervlerkies. Ja, nee. Laat 'n paar dinge begin regkry daar, die front wing het begin mooi shape daarso byvoorbeeld. Ja, So aan. en die neuse het begin beter lyk. Weer dit lyk nie so snaakse adult toys daar nie, maar boys, kom ons begin eers by ons pit stop of pothole. Okay. So dis ons eerste segment en ja, luister, ek wil net sê jy die naweek kan jy either vir jouself great pit stop create en baie undercuts of overcuts doen die naweek, of jy kan jouself soos 'n Joburg taxi in 'n pothole beland. Okay? En nog steeds deur hom kom as jy Max Verstappen is. So moet ons nou bepaal wie gaan nou wat doen. So, kom ons begin eerstens McLaren. Ooh, lekker. Okay. Ek nee so. Okay. As jy Dat ons net daar kom. jy moet net balans hê, Kala. As ons jou bors sensor gee, jy daai Red Bull hempelk nou uittrek nie. Nee, ek sal nou nie. Ek sê bors, nie wors nie. Maar hier. Wat hierdie man nou niks. Dit doen Christina Aguilera, Ja, moet ek dit so doen. maar Anyway, okay, maar wag, okay, ek kan ons gepraat hieroor net vandag. Ek wil nie die uit nie, maar ek sien Ja. uiteindelik jou Red Bull hempie aan, maar jy het hom nie die vorige 2 weke aangehaat nie wanneer Red Bull baie goed perform het. Ja, maar kyk, So kan ek aanneem ja, dat jou McLaren hoodie is in die was. jy's 100% reg. Kali klassiek. En ons het want hy En- gebraai met hom. en ons het 'n bietjie Kelvin, so ons het 'n warm naweek gehad. Ons het 'n warm. Nog is nog warm van die Springbok rugby performance. Ja, daar was nog wel 'n paar goedjies wat gebeur het. Lekker maar bro, maar Ja. hey. Dit is almal op die Sasha FM trein. Verstaan? Nee, ek dink die McLaren moet pit stop. So, ouens, dit is tyd. Okay? Dit is. Soos 'n tiger.
Dis Sites is- Tiger, Dis nou soos 'n tier. ja, so Ja, wel, tier. Hulle het 'n bietjie verloor, né? Want wat punte aanbetref na verlede naweek, want hulle was die vorige reis naweek, want toe was hulle net 9 punte Hoe gekoop. lyk die punte stand En nou is dit 13 en wat wat hulle is die kort. vereiste vir McLaren om McLaren moet 13 net 13 punte 13. kry om te wen. as span As as span om span. die konstrukteur te wen, ja. met So al kry- Norris wat ook ry. So ja. So al kry net een van die drywers se podium of 'n top Wat 'n 4. kombinasie van die laagste 2 posisies wat hulle moet inneem om. Okay, wag. Ooh, dis 'n goeie. Okay, Ja, maar dit is al wat wag. As een drywer uit is en die ander een maak klaar, dan moet Moet jy hy- uit 4 Hy moet vir ten minste 4 Ja. wees. want dit is 25 18 15 12. dis reg. Nee, so hulle moet 'n podium skoor dan. 25 Ja. 18 Ja, jy's reg. 12. Hulle as soos Maar een hierdie as se een Ferrari gaan jou Uitgeld waarskynlik moet- ook moet daar naby die wees. Mackie's Al- podium kry. al het 'n Mercedes dan 'n 1-2 byvoorbeeld. As Wat albei absolutely inlei is not dit going to 25, happen. 18 15 12 10 8 6 4 2 1. Korrek. Ja. So dan om 'n 13 te kry kan jy 'n 8 byvoorbeeld en 'n 5. 6. Of en 'n Ek 6 sê kry. ek sê om veilig te wees 'n 5de Want wie plek. kry 5de plek? Ja, 100%. Okay, so jy sê pitstop. So McLaren gaan 'n clinch doen naweek. Hulle gaan hom verseker teen. Ek weet ons het dit vorige ronde ook gesê, maar ek dink hulle gaan nie twee sulke naweke agter mekaar beleef. Okay, maar as hulle dit clinch, Ja. nee. Is dit gloves off. Gaan ons die poppel reels dan sien spat soos pitte. Ja, nee, Ek ek hoor sal ek so hoor jou glo. vraag, Ek maar hoop die so. dis is die antwoord. Die antwoord is wie van daai twee manne indien nie een of indien nie albei nie, indien enige of indien albei wil volgende jaar nog by McLaren ry. Of nie volgende jaar nie, nog weer 'n In die kontrak by toekoms. McLaren hê. Kyk, Oscarson is verleng tot 2028 toe, as ek nou reg En Lando? Lando se dink ek is actually 2026. Hulle het nog nie syne verleng nie. So die eerste ou wat gaan karakter breek is Lando Norris. Hy is ons eerste ou wat sy masker sou afhaal. Want as jy niks het om te beskerm in die toekoms dan nie, dan gaan jy Maar presies. Maar Oscar het ek het nou nie aan saam met Martin en Graham op hulle podcast gepraat. Ja, ek het daai gemis. Verlede week donderdag. En ons het net gepraat dat dit was teleurstellend dat nie een van hulle twee begin tande wys vir mekaar nie. Ja. Want hulle moet begin Iewers moet hulle. hulle moet begin Ellenbo uithaal Ja. en sê ek gaan nie die plek teruggee nie. Soos imagine Oscar hoekom dit nie gebeur nie, right? Want daar's meer respek in die span. So Ja, maar Kroef respek. nee, ek hoor jou. Ja, is jou enigste kans om 'n World Championship te wen. Hey, dis nie jou, maar Want hier's my rede nou, kan ek uit klas, jy kan nou praat. Rassie, as jy Oscar is en jy's 35 punte voor en jou teammate het 'n pitstop gemaak en hulle vra om verby te gaan en dis nie as gevolg van jou skuld nie. Hulle het 'n pitstop gebotch, nê? Dan gaan hulle sê nee. En dan wat gaan Leo fire? Is Leo fire en jy is world champion? Ek meen, hey, almal gaan jou deurkom klop. ek wil net sê jou Jy het niks te verloor nie. Hoor jou, nee maar ek hoor jou. Okay, maar wat is jou rede? Maar okay, gestel jy is hier, ons sit nie op 'n grid. Ek weet volgende jaar is 2026 en alsou sal gaan. Jy sit hierso. McLaren's is in my opinie, ek gaan nie met hom saam nie, maar is relatief loshande die beste kar op die grid. Oh ja. En dan tweedens ja, die Ferrari lyk goed, maar dat hierdie span met 'n deal. En dan jy weet die Red Bull is goed, maar die kar is onmoontlik om te ry. So okay, cool. Nou wys jy vir almal 'n vinger. En nou klop almal in jou deur, nou wat doen jy? Waartoe gaan jy? Aston Martin? Maar Aston Martin gaan nie veel World Champion bring nie. Nie nou nie, dalk ook die volgende jaar hè. So Mercedes? ek sal baie interessant wees. Moontlik, maar Mercedes is verder weg as Red Bull en vir okay, fair. Mercedes is ook daarin. Maar die realiteit is, daar is hier 'n kar, as jy in die volgende 4 jaar 'n World Champ, as jy meer as een World Champion wil hê in die volgende 4 jaar,
dan hy's klaar by die beste span. Albei ouens weet dit. So dan moet respek wees, want as jy volgende jaar wil nou gaan Oscar Mercedes toe, dan stap Lando Norris net in die volgende World Championship in. So albei ouens moet beklei vir hulle plek by McLaren. So as jy die span respekteer, dan bly jy. As jy nie die span respekteer nie, cool, gaan na wie ook al aan die deur klop, maar jy gaan nie, waarskynlik gaan jy nie 'n World Championship wen in die volgende 4 jaar nie, of kom ons sê net ten minste 2 jaar. Maar nie En as jy het, dan is dit 'n gamble. So ja, dit is actually die gesprek hier. Dit is die gesprek beyond papaya rules. Ja, die premise vir my net hier is dat as ek myself in Oscar se skoene moet sit en ek weet almal gaan nou met my verskil, maar ek dink dit is baie duidelik dat Zac Brown Lando favor. En hy maak ook nie lank so. Hy maak nie 'n geheim daarvan nie en ek verstaan. Ek wil nog iets presies sê in lyn met wat jy nou sê. As gesê maar as jy reg is vir my. Okay. Net 'n one-liner. Ja, en weet jy wat, dis waar ek my Aussie koala stert op 'n krul gaan trek dan. En net sê wie wat staf jou in jou Yankee maniere en ek gaan nou ry in my World Championship wen en as Laurent Mekies kon klop aan my deur en ek ry langs Max Verstappen, dan gaan ek gaan. Maar wat is dan voor te beklei vir jou toekoms as jou baas in elk geval nie van jou hou nie? As hy jou eintlik beskou as 'n nommer 2 drywer, maar dit word nie hardop gesê nie. Ek voel net my opinie verskil hierso nou. Maar ek voel net daar's nie equal treatment daar nie. Fair. Ja. Maar en ek daarmee stem ek. En dit is vir die ou wat wen. Dis die ou wat voorloop in die championship. So okay, so hier's wat ek wil sê. Ek net soos jy nou gesê, dis baie duidelik. Dis baie duidelik. Obviously dat Zac vir Lando favor van Zac in Lando het saam al kwam sy begin en het saam met broer Droom begin by Oscar het net bygekom. Maar net soos wat dit baie duidelik is dit eintlik baie duidelik ook dat McLaren net soos Mercedes in die Mercedes Dynasty die kar op die tafel sit en ek wil so wild ek wil as prins 'n wilde comment maak. Maar dit nie weet ek maar dis so wild. Go road. Enigiemand kan in die kar klim en jy kan die meeste punte uitbring oor die naweek. Maar nou sit Lando en Oscar en honestly, my bro, honestly, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc en ek weet nog gaan nie met my saamstem nie, maar George Russell en ek nou wil ek as prins verder gaan sê Kimi Antonelli, maar net Albon byvoorbeeld. Daar's al hierdie goeie talented drivers op die grid wat ons almal nog altyd hoor gery het as Lando Norris of Oscar Piastri wat uit nowhere uitkom. Maar die twee ouens sit met hulle wit boutjies in 'n oranje kar wat amazing is. Dis waar. Kan jy imagine 100% so. Hier is wat ek nou wil sê, net om hierdie conversation te demonstreer. Indien elke span 4 voertuie kon hê, 4 enige voertuie. Indien daar 4 raceskarre was, nê? By McLaren, imagine Lando Norris, Oscar Piastri. Imagine Charles Leclerc, Max Verstappen. Waar dink julle sou Lando Norris en Oscar Piastri in die rangorde dan geëindig het? Derde en vierde. So nou hier is die punt wat ek probeer maak en ek sal dring daarop is dat die kar is beter as die drivers by McLaren. Dis my opinie, was nog altyd my opinie, is hoekom ek hou van McLaren en nie noodwendig die drivers nie. Ja? En as jy daar wil bly, dan moet jy by die reëls speel. Okay, maar hoekom anders val jy uit en dan gaan jy na 'n McLaren of na 'n Mercedes toe en jy sak net weg, soos Charles Leclerc, Max Verstappen en al die ander legend. Jy gaan net eenvoudig nie meer 'n kans hê nie. Maar hoekom het Zac dan so hard beklei vir Oscar? Ja. As hy, ek ben Alpine het hom announce. Yes. Toe hy gesê explicitly ek het niks geteken nie en toe volgende oomblik announce homself by McLaren en hulle het vir hom beklei en Zac was baie trots daarop. Ja, dat hy vir Oscar geteken het. Hy het gesê dis 'n
uitstekende talent. Dis 'n goeie En- driver dalk. Ja, maar nou is die goedkoop driver besig om jou nommer 1 driver 'n paar lesse te laat opsê. So ek dink is evident dat Oscar is beter as Lando. Ons sien dit ons sit in Ja. mekaar. En hy is. Wat Hy was dalk even laas jaar al for that matter. Hy was net laas jaar minder gefavor ewen as hierdie jaar. Of kom ons sê eerder Lando was nog meer gefavor laas jaar as hierdie jaar. Ek dink Ek dink hy dalk nog geleer en- verlede jaar. Ja, verlede jaar was sy tweede jaar. En my opinie is binne in die papaya rules en binne in die konteks van respek of parameters van respek hê van jou span, is Oscar regtig besig om amper sê ek Eyster hy is Kahunas. beter om net meer yster te wys, maar hy doen dit baie slim in 'n manier wat hy speel by die reëls en hy vat sy team orders en bla bla. Maar eintlik al wat ek wil sê is dat ek laat my nie vertel dat Oscar en Lando die beste twee drivers op die grid is nie. Nee. Ja, So vir hulle om nou rogue te gaan want almal gaan hulle deurklop, dink ek is cool, maar ek dink is bog. Ek dink hulle moet ook weet dat jy kan baie vinnig 'n Lewis Hamilton raak wat in 'n span sit wat nie vir jou kar gee nie. Ja. En dan na 'n nuwe span toe gaan wat ook nie vir jou kar kan gee nie of jy is net nie meer goed nie. En. So dan is dit 'n ander gesprek van kom ons sê niks respek nie. Dis die deel wat ek weer wil sê is waar Max vir my 'n ander klas is as enige van ander bestuurders op die grid, want dis waar Max sal gaan en hy sal 'n sukses maak van 'n swak kar. Ons sien dit nou met die Red Bull. En waar die sport vir my so mooi is dat ek weet ons almal sê altyd ons wil die drivers sien, maar dit is nie F2 of F3 nie, dit is F1. So dan moet 'n gap wees vir spanne ook. In fact, net Constructors Championship gee prysgeld. Korrek. Presies. So dit is eintlik waaroor die sport gaan. Dit gaan eintlik oor die Constructors. Dit gaan eintlik ons hou van die mensaspek af. En My rede hoekom ek sê clinch die Constructors die naweek. En dan gaan ons die gloves dan sien, ons maar en dis waar ek nou inkom. Ek dink ons gaan nie. Want al twee ouens sal volgende jaar al bly. So whatever McLaren sê, McLaren gaan sê boys, gloves op, maar hier is die gloves off, maar hier is die nuwe papaya reels. Maar dit maak 'n ander deur operasie. Ja, well, that I agree to that. Yes. Max Verstappen. Wat na McLaren toe? Nee. So die ouens wen die Constructors die naweek. Wow. Max Verstappen na McLaren toe. Nee. Wag, ons praat tog van die 25 World Championship hier. For days. Verstaan. En dan het Max het ewe skielik 2 back-to-back wins gekry. Monza en Piastri is uit Lando optimize nie. Ewe skielik vind Max homself met as daai twee bulle mekaar weer uitvat of DNF is Max within striking distance om 5 van 'n ry te vat. Red Bull het hulle Zack on begin kry nou. Ja. Hulle Stella begin groove, verstaan? So hulle Ek weet nog net nie of dit regtig die kar so seer is hier. En of dit meer Max is wat Max lyk vir my. Want Max het vir my 'n ongelooflike rustige, ontspanne. Ja, maar Yuki wat hy hom baie lank laas as Yuki het regtig geskei. Hy's fair. En is back-to-back naweke. Maar aan die ander kant, ons het van Yuki verwag al om dit vroeg in die jaar te. Ja, maar Kali, ons kan ook nou Nee, ek is met jou. Ek verstaan dit. Ons kan nou baie sê dit was 'n swak arge. Verseker. Nee, ek dink is tot en met nou toe. Ja. Ek dink nie Max is deur 'n dip of het nee. Daai ou super so dit selfs dit dui vir my dat Red Bull dink ek het hulle goedjies hulle pastytjies begin. Waar ek eintlik sou gesê het is Max het gaan leer, ek wil amper sê waar lê die issues rondom die kar. Ja. En hy het homself geleer wat kan hy doen om daai issues te ry. En ek dink dit is waar sy talent het in 'n ander vlak soos wat die res kan doen. So ek stem met jou saam, maar my opinie is dat ek dink Max kan dit binne 'n baie kort tydjie doen. Ek dink Max gaan dit oor 'n naweek regkry. So die feit dat hy dit 3, 4, 5 en 6 naweke terug nie kon regkry nie. Dui vir my die hele tyd die kar is te Nee, die kar was definitief. Ek stryd daarmee Maar nou wil ek sê nou het hulle 'n goeie operating window vir die kar gekry. Ja. Onthou net en dit favor vir Yuki ook. En onthou net dit gaan nie altyd oor om 'n upgrade te bring nie.
Dis soos Ferrari. Ferrari het hulle upgrade al in Hungary gebring, Nee, Of Ferrari het Spa. 'n upgrade verkoop in Williams. Dis wat hulle gedoen het. By Spa. Maar die operating window vir daai upgrade het al hoe meer want hulle setups begin toets. Hulle begin die kar beter leer ken. So daar kom 'n Correct, ja. venster waar jou kar op en ek dink Red Bull het daai sweet spot nou begin slaan met hulle setup van hulle kar en dit pas vir Yuki en dit pas vir Max. En dit is So- nog nie te laat nie. En dit is nie te laat. Te laat nie. Daar Ja, sê dit is in- daar's- Definitief daar's- nie. Laat meer jou Red Bull hempie aantrek. Kan ek nou dit vir jou sê? Ja, Jou oogies glinster sommer. ja, jy raak soos 'n bil. Amper Is dit? soos jou amper soos jou wys. Ek gaan rooi bil. sê ek gaan nog steeds nie herken dat ek skree vir hulle nie, hoor. Ek is nog steeds Ja, fair. al die pad agter my Ek my McLaren's. Dit 100%. Maar ek stem saam met jou idee. Ek dink Red Bull het verseker 'n stappie gemaak in die regte rigting. Ja, en dis my teorie en ek dink dieselfde tel vir Mercedes in daai opsig dat hulle het ook 'n venster 'n setup window gekry. Maar ek wil nie heeltemal sê is dieselfde as Red Bull nie, want ek dink Maar daar hulle is is meer 'n design flaw nog steeds by die Mercedes wat Maar ek dit voel hulle van 22 afhaal. ek voel Hulle kon dit nog en nie uitsort. wat ek Hulle is- voel maar hulle is so consistent. hulle is Ja, ja, consistent, gee hulle hulle dit. is consistent, maar ek voel net hulle het nog steeds nie daai stappie gemaak Ja. wat 'n Ferrari of 'n Red Bull gemaak het nie. En jy weet, as ek nou vat, okay, ons het daaroor gepraat, George het 'n briljante ren gery in Baku. Ja. Is net ons weet wanneer Jy like dit. En ons gou dit replay en dit net weer. Hey, Sy gesig het so gestraal toe hy vir George. credit with hierdie- credit is due. Ek love, weet jy, kan ek jou ook gou 'n kompliment gee? Ek love dit van jou. Nie net op 5, net as mens. Ek love dit as jy presies wat jy nou gesê het. Credit where credit is due. Ja. Ja. En ek love dit hoe ek en jy nou al 'n paar keer feisty was oor Lewis en Ja. oor George en oor Kimi Antonelli. Ja. Ek hou van dit, man. Wie is Ja, meer jy? Ek weet, maar Never ek bedoel, change. Never dis is- change. Dis is ek gee ook krediet. Kyk, die punt is net is ek dink ons sien al dat die Mercedes werk baie goed in koue temperature en dit was toevallig nou maar net Wat ek nie gesien ons eintlik nooit die Mercedes is nie, want hulle is net heeltyd hier in die 5de plek. maar die oomblik as dit Dit baie super consistent deel. baie warm raak, dan raak dit dan verdwyn die Mercedes. So dis waar sy tire degradation dan weer baie hoër is as 'n Ferrari of 'n ewen 'n Red Bull of 'n McLaren. So dis hoekom ek sê die naweek mag dalk weer dit kan 'n Kan wees waar. dit kan 'n 50-50 Ja. wees. Jy weet nie wat jy gaan kry nie. Dis is Mendoza. Let's go Ek soek 50-50. al jare lank 'n verskoning om vir my 'n bietjie Mercedes attire aan te skaf. Ek daai wit hempies met die kragies is my nog altyd nogals Hy Toto hier. Toto Wolff is 'n hero vir my. Ek dink hy's die coolste honestly. Ek ry hom die beste TP Ja, jy weet wat ek die ry. principle. Maar as ek hou van George, maar as hy 'n bietjie minder van 'n prins was, dan sou ek dit en hulle wou nie vir Carlos sign nie. Kimi is 'n rookie. Ek wag net vir my gap. Ek soek 'n sterretjie op my kop. Ja, dit is baie waar. Jy weet so en as ek daai selfe asem kan sê is jy weet weer eens dit het nou so tight weer geraak met Gaan nee, aan, maak 'n sin klaar want ek het 'n comment. dit het nou so tight geraak in qualifying weer. Ja. That's what she said. Jy's hier al lank gewag vir daai. Because she's watching F1. En nou sit jy met die twee Ferraris, jy sit met die Mercs, jy sit met die Red Bulls en die McLarens en dit is letterlik duisendste van 'n sekond partykeer, jy weet. En dan kan jy so af en toe vir Sainz en Albon ook al ingooi. So Nico Hülkenberg. ja, meer Bortoleto op die stadium gewees, Ja. right? En al die beermen. Bring jy podium maar goed. Ja, maar ek dink weer eens die naweek is 'n guldige geleentheid vir ouens soos Ferrari. Ferrari is tradisioneel goed op Singapore. Mercedes is tradisioneel goed op Ek dink is 'n Singapore. guldige geleentheid. En McLaren. En Carlos. Gewen. Carlos is Hy baie is- Carlos is is baie- goed op Ja. Singapore.
ons het seker al heel afgewyk van Ons het heeltemal Ek net sê hierdie program ek het ons my is- passie sommer hier geëxcreet met die hele Excreet. McLaren skool, ek bedoel situasie. Ek vat verantwoordelikheid daarvoor. Ek sal stil bly vir die res van die episode. Jy het klein stil te bly. Ja. Weet jy hoekom? Want jy het die Italiaanse weekjou. Jy het goed gekies vanaand. Buongiorno. Ja, daai weekie is Montebella. Ferrari was. Montebella. Alright. En Baie goed gekies. ons dan ek dink as ons bietjie afbeweeg kan op ons notas. Ek kom ons kyk gou daarso. Ek dink die top 3 wat ons verwag min of meer is maar 'n Piastri, Lando. Ons moet net kyk wie's eerste daarse en dan sit ons met 'n Max of 'n Charles of 'n George of wie ook al of ewen 'n Lewis. Miskien maar ek dink Lewis is obviously nou besig om te rou oor sy Brackenjan. So ek weet nie Ja, ons kan al Sit potensieel julle stroop op julle Brackenjan of nie? weet jy Stroop heuning of net peanut butter en 'n piesantjie? ja, ek dink 'n stroopie. Stroopie, ja. Stroopie. Ja. Ja. So Lekker is hy so 'n bietjie drip. So weet op die einde van die dag dink ek dit is Daar gaan. Ek het gedink jy het hom goed gehou. Ek het gedink jy gaan so ek dink regtig die groot ding vir my is dat is nektar papie. Is dat die grootste dark horse in hierdie hele situasie in 'n night race is Max. Ek dink hy het letterlik die geleentheid om 'n 2007 Kimi Raikkonen te trek op hierdie twee McLarens. Want weet jy wat? Ja. Alonso, So as ek Kimi Raikkonen moet ek net baie mooi ek dink Kimi Kyk links. Antonelli. kyk links, daar hy. Daai ene. So, net so. As Oscar Piastri en Lando Norris gaan opneek soos wat Alonso en Hamilton in 2007 gaan opneek. Toe gee hulle vir Kimi Raikkonen in die laaste 4 races Ja. dit op 'n platter Mm. en gaan wen dit met 1 punt. Okay? En hy's die tweede. So Max kan dit as die twee ouens nie gaan watch nie. En dis hoekom ek sê Max is hierdie dark horse. So hy het daai geleentheid. Maar ek wil net vinnig hier insneek dat my opinie is Ja. nog steeds dat Max verdien multiple world championships en consecutive world championships. So my opinie ten spyte van Oscar en ek nie Oscar nie. Ten spyte van McLaren, my liefde vir die McLaren as span en Stella en alles. Ek sal love om vir Max te sien enter the battle. Ja. Ek sal dit love as Max kan resurface. Ek gaan nou baie eerlik wees. Dit sal great wees as vir Oscar Piastri om die championship te vat. Ek dink it's a beautiful story. Ek dink it's great. Ek dink dit spreek boekdele van hoe 'n constructor 'n kar kan lewer wat 'n rookie kan optel in binne 2-3 jaar kan vat tot by 'n World Championship. En as hy 'n kortsigtige uitsig het in sy lewe en 'n paar ander goed in sy lewe wil doen, ja, dan stem ek saam. Take your gloves off, fight for it, klink om en moenie worry oor jou toekoms nie want jy het klaar gedoen wat jy sou kon doen. En maar die ding is die ouetjie is jonk en hy ek dink hy het baie ambisie. Baie uitvol. Hy's 'n goeie renjaer. Een wimpy breakfast in Lando is okay. Maar ja, Lando Norris is die ou wat daai droom kan kom shatter en wat sy toys metafories wat sy toys kan kom gooi, soos die Lando wat hy is. Sy billions. En hy kan nie deur oopmaak vir 'n Max, maar hy sal ek bedoel dit sal ja. Nou, hy nie wil ek jou te gehoor het trust fund baby. Ek het gehoor trust ek het altyd gedink trustful van Pink. Ek het altyd gedink trust fund baby. Ek het nog altyd dit gedink. Ja, ek van Lando is nie ice baby nie, hy's 'n trust fund baby. Ja. So in elk geval en dan Maar sorry, net gaan om terug te kom na die top 3 toe. Ja. Ek bedoel ek dink hierdie mag dalk net
die coolste reis wees wat ons het 'n paar cool reise nou in die laaste paar Ons het, right? eintlik het ons Maar kyk mooi hierna, hè. ja, Red Bull is op die recurrence. Mercedes is die heeltyd consistently daar, hulle push heeltyd vir podiums, Hulle wat? press heeltyd vir podiums. Ja. Merci. Maar dan soos ek dit regtelik gesê het nou net is dat die Ferraris is ook eintlik tradisioneel goed, dis 'n Charles, maar again, ons het dit verwag van Charles by Baku. En hy was tot met voor sy crash. ja, maar hy het nie 'n reis gehad nie. Nee, maar wat ek net sê is ouens is dat hy die pace is daar in die kar. Die dinge Ja, kom net okay, nie by ja. mekaar. Ja. Dis al wat ek sê. So om dit Dis nou sê. terug te en dan die enigste ou wat in 23 gewen het. Maar shame, hy sit nou in 'n Williams, maar steeds Williams het daar 'n podium geskoor net In nou. Baku. So nou, ek bedoel met daai as 'n build-up tot hierdie reis is en dan die friction by McLaren, want dit is nie net die laaste naweekie vorige naweek is al klaar ook. Jy weet, dis al asof as dit nie perfek is hier dan bom ons in 'n muur in. Nee, hierdie friction kom af van Hungary vir So ek weet ons sê Lando, Piastri, Verstappen, maar ons sit op George, op Kimi want hy's in 'n Mercedes, ons sit ons met Charles in 'n Ferrari. Lewis het actually 'n goeie reis gehad in Baku uit van vooraf die uit promise gewys en Carlos Sainz for that matter. So as daar iewers net ietsie weird gaan, dan ek dink dit was 'n amazing race for us. Ja, ek dink ook al nee. Baie goeie. Weer voorspelling. So as ons bietjie onder toe gaan, Kala, dan kan ons daar gaan kyk gou-gou. Eerstens, net baie vinnig, ek dink baie belangrik dat daar is altyd 'n baie goeie kans vir 'n safety car. Okay. Ek dink dit is 'n baie groot ding. En dan net vinnig ook net so 'n bietjie nuus oor Mick Schumacher wat ons gedink het iewers F1 te gaan kom. Hy's op pad moontlik IndyCar toe volgende jaar. Mick Schumacher. Ja. Om vir Hy's nog jonk. Hy is nog jonk. En hy gaan net, ek bedoel as er nou een ou is dit nooit van die radar af gaan verdwyn nie, honestly. En Is dit Mick? weet jy wat gee my hoop daarso? Hy is altyd terug. Is dat Magnussen het 'n 2 jaar stint gehad in IndyCar en toe teruggekom en vir Haas gery. So weet Mick kan hy het nie sleg gedoen en Mick kan promise wys daarso en terugkom en in Formule 1 inkom en dan hy bietjie en weer eens nou het hy sportscar experience met hypercars en dan hy IndyCar experience, jy weet. F1 en uit F1. So jy is besig om jou repertoire nogal redelik goed op te bou. Maar as ek kan wel sê, ek bedoel daar lees ek nou 'n artikel wat praat van 'n jy weet ons lewe in 'n day and age waar as iemand iets perfect, dan is die uitvee so 'n rival op die voorgrond wat letterlik die perfekte produk heeltyd rival. Kyk Google Pixel, Apple, kyk Uber, Dash, Bolt, al hierdie goeders. Kyk Tinder, Bumble, Binge, whatever. Nou lees ek daar's ouens wat nou planne maak vir een of ander jy weet ek bedoel Formula 1 is suksesvol hoekom? Want dit is die vinnigste motorsport ter wêreld. Dit was altyd the loudest, maar nou is dit die vinnigste. Imagine iemand kom en skep 'n formule wat jy nog vinniger as Formula 1 kan gaan. Nou lees ek 'n artikel as hulle is besig om die ding te ondersoek. So die punt wat ek probeer maak is dat motorsport op die einde van die dag begin en stop nie net by Formule 1 nie. Alonso en Max Verstappen is besig met dieselfde ding. Ek bedoel as jy regtig ek bedoel honestly. So om uit te gaan en al hierdie ander ervarings op te doen. Ja, ek stem saam. F1 is op 'n pedestal. Maar again, ons is in 2025. As iemand môre 17 biljoen kan gooi na 'n nuwe championship whatever wat al die bane plus en belofte van al die kontinente en whatnot. Ek bedoel Netflix, Disney Plus op die einde van die dag is jou beste produksie so goed soos jou laaste update. Luister hier. Vat
Ja, daai F2 karre en slaat 'n V10 agter hulle in en maak 'n rival championship. dis hy. Axel F2. Ja, jy moet die driver se umbilical cords opknip. Dan ja, sure. Exactly. Amper letterlik. Ja. So, ek dink dis baie belangrik. Dan as ons afbeweeg en om terug te kom na Rassie se vraagte vir die naweek, Callie, as jy kan jy afbeweeg daar vir ons? Die weersvoorspelling. Die weervoorspelling dis- vir ons. Dit Dit is hy nie op nie. Ek gaan vir ons kry. Dit staan alweer van. Ek het nou heel onder. Ek het hom vir ons hierso. En ek dink dit is nogal nogal redelik belangrik vir ons. Maar ek bedoel dis nie 'n wet race Kyk, nie, right? die humiditeit is baie hoog. Dit kan ek vir jou nou al Ja, sê. maar dit is Singapore, dis hard die race, tropiese. Dit gaan warm wees. Ja, maar Dit gaan warm wees. Dit Warm en humid, right? Ja. Dit kan jy verwag. Maar nie Wat reën nie. dit wel geneig is om te kry is donderstorms. Wat die lug seker weer droog maak, right? Actually of ja, okay, so Bietjie, maar nie verskriklik baie nie. Ja, nog donderstorms. So- Ja, maar nie daar nie. Onthou tropiese is in die trope. Dis die noord van Ja, Suid-Afrika. kom ek lees gou vir julle die volgende. Ek dink die temperature gaan so tussen 27 en 30 grade wees tydens Ja. die reistyd en dan het ons 'n baie hoë humiditeit van 73% wat gemiddeld is, né? Is Ja. dit So- baie met jy 5 kg in 'n reis verloor nie? Ja. Jy verloor omtrent 4 liter vloeistof in daai reis. Dis insane. Dis So Vrydag gaan ons plus minus is daar 'n kans vir 0.4 mm reën. Dis amper niks. Saterdag, dis 'n Dis vinnige bietjie dou. Saterdag. Die humiditeit is bietjie swak. Ja, presies. So dit gaan warm, klam wees. Daar's moontlik 'n rigte leen, maar daar's geen swaar storms voorspel soos wat in die verlede gehad het nie. En dan is dit gewaarborg dat ons 'n safety car gaan hê. Ja, Wat sê julle? so. Singapore is sonder wat Singapore sonder 'n safety car is soos? Soos om 'n braai sonder vleisie. dis is om slaai te braai, ja. Slide te Soos om 'n eier te kook op 'n rooster sê. of te braai, te fry. Ja. Dis is om boerewors in 'n airfryer te maak. Oh, dis actually moontlik. Dit is moontlik, maar dit proe net nie so lekker soos op 'n braai nie. Anyway, Bacon in 'n airfryer loop. nee, dit loop ja. Dan ons bandkeuses wat Pirelli vir ons gee die naweek is die C3, die C4 en die C5. So die C5 is die sagte een, die rooi. Dan het ons die geel een, die C4 wat die medium is en die C3 wat die harde band is. Dit is die meer harder kant van Pirelli se range. Okay. Dan strategie gewys kyk ons maar baie na 'n one-stopper of 'n two-stopper. Dit gaan jou plus minus 27 sekondes vat overall om 'n pitstop te maak daarso. Die Marina Bay het nog nooit regtig 'n baie groot tire degradation. 30 sekondes. Hæ? Vir Lando 35 sekondes. Ja. Te oordeel aan sy vorige 2. Ja, so die bande hou redelik lank hierso, so jy kan regtig gaan vir die overcut hierso. So dis definitief aan. Die alternatief is dat as jy jou rooi band kan hou en maak werk, kan jy definitief vir jouself baie plekke opmaak in die begin van die ren, maar jy gaan dan baie vinnig in tire management moet ingaan, wat dan op die einde van die dag vir jou jy weet moontlik in 'n ding gaan gooi wat jy 'n ekstra stop gaan moet maak. En dis waar die ouens gewoonlik dan hoop vir 'n safety car, maar as daar 'n safety car of even 'n virtual safety car gaan wees, is dit dan gaan dit jou 'n 10 tot 11 sekonde spaar gee in terme van 'n stop. En sedert 2014 was daar minstens een safety car in elke GP. So vir die laaste 10 jaar, 11 jaar het ons nog elke jaar 'n safety car gehad.
Ten minste een, ja. Ten minste een. So Maar was daar 'n geval waar daar in een reis 3 safety cars was en 'n ander reis nie een was nie? statisties die laaste wel. keer wat ons nie 'n safety car gehad het, was 2013. Ek hoor ja, so ja. So van 2014 af het ons ten minste 2 gehad of 1. Maar daar was nooit minder as 1 nie. Maar ja, dit is heeltemal waarskynlik. En dan ja, ek dink op die einde van die dag het gaan 'n baie warm naweek wees. Maar ek het nou 'n vraag vir jou. Gooi. Mon ami. Dis-moi. Wat is die 5 dinge waarna jy die meeste uitsien van hierdie Grand Prix? Ek sien uit na die fight tussen Oscar en Lando. Lando het verlede jaar baie ver gewen hierso. Ja. Dink jy hulle gaan glad of fight of dink jy hulle gaan Ek dink McLaren gaan die veilige roete vat ja. en seker maak hulle kry 1-2 as hulle die motor onder lê die naweek wat ek glo hulle sal hê. Ek honestly, ek dink nie daar's 'n kans, honestly. Ek dink die kans dat die Mackies nie kan sterktes vat nie is virtueel 0. Ja, Dit is weglaatbaar klein. Daar's te veel races oor die margins te klein. maar ek dink So in hulle koppe wil hulle dit net seël. Fair. Dit is presies my vraag. Ja. And I have to agree with that, yes. I guess. Ek dink hulle wil dit seël, maar ek dink Piastri My woorde van. het saggies die lyn in die sand getrek vir homself. En ek dink hy gaan vir Lando klop die naweek en ek dink hy gaan dit nou, dis sy fokus. Ek het ook 'n vermoede hy gaan uitkom hierdie naweek en hy wil net weer bewys. Hy wil ook uitkom. Hy en Ralf. Nee, Ralf slank al uit. Ja, Ralf was al baie. Nee, Ralf is so uit bly in Constantia. staan jy. Seepit. Ja, ek wil net sê, as jy nie oppas die Some trek Eddie is Jo- What Eddie Jordan's mean. Anyway, okay, so Maar ja. ek het ook 'n gevoel dat Oscar gaan definitief hy wil 'n punt bewys na oor die vorige reis, want ek dink hy die vorige reis 'n bietjie van 'n overall 'n moeilike naweek beleef. Hy het net een lap wat hy besig was om actually sy lap op te stel en dit is die een waar Charles uitgecrash het. En daarna het sy naweek maar verder plat geval. Ja. So wat jy superbro ook sê, Kali. Ek het nog nie gedink hierdie naweek se superbro nie. Daar's net soveel races oor. Ja, maar Kali se superbroer by Baku het in anti-stol gegaan. Ja, nee, hy het 5 lamparas wag nou, want ek eers uitfigure hoe sê as dit dan vra ons. Hey, Finkel Lamparas, ons is op pad soontoe, hè? Ons is op pad soontoe. Hierdie man het 'n paar beloftes gemaak vir hierdie jaar. Ja, nee wat. Dan die tweede ding wat ek uitsien na is dat Max in die fight kom. Dit Ek sal love het hy gaan in die Ek sal love het hy daai raffle as hy Paul vat. En maar dan wil ek jy met Paul vat en net weghardloop met die race, nie? Ja. 5 lumières. 5 lumière. En dit beteken wat? 5 vlugte. As hy 5 illumination. jy 5 lumière. right. So vir die van julle wat weet, die Rassie is besig om Frans te leer. Okay. Want ja, kom 5 lampes. anyway. Dan Want dis waar Carlos Sainz sy World Championship gaan clinch. You heard it here first. klink rap. En dan 5 lampie. Dan my ander ding is ek sien uit na hoe Charles gaan terugkom ook en ek wil sien dat Ferrari ten minste een race wen hierdie jaar. Wat sonder Carlos Sainz. Ja. Sorry, kan ons 'n short maak daarvan? Ek dink dit sou funny wees. Hoe is it funny? I just don't see it. Nee, ek weet jy don't see it, maar based on pace, long run pace by Baku en ek kyk, dit is 'n tighter circuit by God. by I Singapore. love hom vir Charles 'n race te sien, weet. Ek dink dit is onmoontlik. Hy moes dit sy hard races is al verby. Hy moes in Italië gewen het, hy moes gewen het en wanneer is Kouta? Kouta lê nog voor. Kouta lê nog voor, Mexico lê nog voor.
Dis wat Ferrari verlede jaar ook gebeur het. Ja, met Sainz. Mexico. Ja, maar again, ja, fair. Okay, so en Carlos Ek het nou gelag en Charles hoop derde. dat eendag dit ridicule wanneer hulle actually dalk 'n race wen. En honestly, ek hoop ons kan dit ridicule, want ek sal graag vir Charles wil sien wen, ja. Ek dink is goed vir Agree. die sport dat Ferrari ten minste 'n wen kry in 'n seisoen. Ek Ja, sê dit is dat vir die sport dat Ferrari vir Carlos Sainz sign ja, dit om 'n race te wen, soos #2022. Mm. Maar Ferrari is Ah. bietjie dood vir my, van hulle vir Carlos wat gaan het. I don't know. ja, Ek het- Ferrari sukkel vir my. Dit is Ferrari moet nog vir my bietjie Ja, beter ja, wees. Dis soos jy net nou gesê het, dinge wil net nie saam klik nie. Ja, ek dink is maar net dis Ja, maar pas, net ek het al 3 Ferraris gekanselleer. Ek het al 3 keer my order gekansel want ek kan nie meer nie. ja, want jy verstaan nie hoe dit werk nie. Ja, want my bank wou nie met hulle praat nie. Nee. Hulle het gebel dis hulle nee, hy bank nie hier Het nie. niemand vir advies gegee nie. Jy kan nie 'n nuwe Ferrari koop voor jy nie eers 'n tweedehandse Ferrari gekoop het nie. Ja nee, ek Jy moet eers Daar's jou jy moet eers 'n tweedehandse Ferrari koop voor jy 'n nuwe Ferrari mag koop. So jou bankier moet jy verander. Anyway. Anyway, dit nie vir jou die waarheid vertel nie. Maar eintlik wat hy vir hy gesê het, bly by jou Prado. Ek wil sê Toyota papi. Verstaan nou. As dit 3 dinge wat vir ewig is in die lewe. Sê maar. Ou Testament, die Nuwe Testament en 'n landkruiser. Sy. Wat en dan die laaste ding is ek wil graag sien dat Williams ook goed doen die naweek. Ja, dit sal lekker wees as hulle konstant. Ek dink hulle is in die mix daarso. Maar wat beteken ek het jou in die vorige episode ook gevra. Wat beteken dit? Dit beteken Wat- ek soek wat hulle in die sou top minim- 10. Albei. Ek soek hulle There we go. ek soek hulle Al twee Willies in 6de en die 7de. punte. Of hoor? En ek soek vir Ek Yuki ook in die mix. Ek sal 'n 10de en 'n 7de ook vat by Williams onder. Ek sal vir Yuki ook in die mix vir Ek hê. sal graag wil En ek wil vragtig hê Lawson moet crash. Ek sê jammer, ek sien nou daarna. ja, dit sal nie 'n sleg wees nie, maar Ek nie dat ek nou ill Rarig. face by nie, maar ek Sal is jy net eerder ek- dat Lawson crash en straalpunte kry? Nee. nee, daar's nog Oeh, Hadjar en hey, wag net so Bortoletto bietjie. en Ons het nog Alonso ook hier in die mix. So. Kom ons Ja. ons moet nou nie Aston Martins Ja, weggooi nie. ja. Aston Martin sit op 'n high downforce en medium to high downforce circuits redelik goed perform nou dat die upgrade gekom het. So Ons het net gepraat van my bankier en die hele Ferrari situasie, maar kyk ek's nou nie ou vir 'n supercar nie. Aston Martin. Anders het ek dalk al 9 gehad. Maar as ek nou regtig as iemand nou geweerd in my kop hou, dan sal ek gaan vir 'n Aston nie Vanquish nie, die Die Vantage. skis, dit is actually die Vanquish, die korter enetjie. Maar die V12, nee. Oef, dis was wees. Kyk, ons skrik mos nie vir 'n petrol engine nie. Glad nie. Wat- Anyway, Papa. as you were, sorry. maar- Want ons van is nie van Berg nie. Mm, Want- FM, dit was sommer Ras FM. She spoils all the fun. Het toch eens op Sasha Feinberg Ngomazulu. Het toch gesê FM? Nee, hy is Nee, vir maar ek het verkeerd verstaan dan. Nee, wat daarmee jy dink daar. Dis 360 verdy is hy. Crash Gate Sasha. Verstaan jy? Hierso Moody hou my bier. Hoorie, Kali, kan jy nie vir ons 'n Yes. video opsit van Sasha se 360 dummy en PK Junior se 360 spin en dan sit ons die twee en dan hashtag ons en dan tel ons net viewers op hè. Doen dit nou, my bro. Right, kom ons gaan. Ek like it, doen dit. Ja, Top 3, Kali. Lekker short. top 3. Oscar, kan ek raai? Oscar Piastri eerste, Lando Norris tweede. Nee, ek het 'n vermoede maar dit sal bo Lando wees. Okay, as you were, go. Okay. I'm a giant deer awaiting. Nee, jy het my Your songs of niceness. verstaan jy? Nee, Oscar is eerste. Ek het jou dit spres definitief. geprompt want ek wil hê jy moet die unpredictable wys Nee, bietjie maar dit is hoor. maar ek het 'n vermoede maar Wys dit is waar jou ek Toyota. nogal verstaan jy. Dis wat ek nogal sê. Ek dink as ons het so 'n paar weke terug het ons gepraat daarvan toe Max die eerste ronde goed gedoen het. Het ek gesê as Max dit kan konstant begin doen, dan gaan ek glo maar Sy difflock aansit.
dan is daar iets aan die werk. En hy het dit duidelik weer bewys. Laat so ek sit en dink Max is hier om terug te beklei vir iets en ek dink is maklik hy gaan makliker vir Lando op hierdie stadium inhaal as vir Oscar op die oomblik. So ek dink daar's 'n groot fight tussen Max en Lando op wat gaan uitbreek. Ja, dis die eerste stap, ja. Ja, hy's eerste op die lyn. En hulle is in dieselfde skool. Wat noem jy dit? Ja. School of 16. Of wel, nie eintlik nie, maar praat van karting days. Ja, hulle kom al 'n lampad saam. Ja, maar is Lando en is Lando jonger as Max? Ja, ek dink Hy's ja. hy so Nee, Charles is jaar 2. Charles is 2 jaar ouer dink ek. Ek kan nog altyd dink Max is so oud as almal, maar hy het net baie vroeër as ek. Ja, kyk, hy het baie vroeër. Ek dink Max is 26. In fact, ja, ek dink Charles is 24. Verstappen al 26. Ja, in 'n paar. No ways, my bro. Ja. Maar ek was 26. Never. Not even a day. En het sopas 'n GT3 race ook gewees. Verstaan jy? Dis maar 26. Ek Ja. dink is 24. Ek is redelik seker daar Kelly is wel ek weet nie daar weet ek ek. dink sy's 30 of 32 ja. Ja, sy is ouer as wat hy is. Ja, maar in elk geval, Maar om terug te kom so 26, ja. ja. Dis reg, want hy het 17 toe begin ry met 16. Ja. So vir my is dit ek kan sien dat Max gaan regtig vir Lando is sy groot mikpunt op hierdie stadium van die geveg. So ek kan sien daar gaan 'n groot battle wees en ons kan almal vir Max. Hy het 'n fantastiese naweek nou gehad wat verby is. So ek dink die man gaan werk op daai positiewe gevoel en adrenalien en alles hy het die nerve gemaak. Ja, so hy het vir die ouens gewys hoe like 24 sekondes se stof agter of voor hulle. Agter hom, maar voor hulle. En laat my ek wou amper sê top 3 gaan wees Oscar, Max en dan Lando. Michael. Ras, jy top 3. Ag, my top 3 is maklik. Ek dink is baie duidelik dat Carlos Sainz dit net weer gaan wen. En die een van McLaren's hijack net voor ons begin. Met turn 1. Of hy reg het aan. Ja. Ja. Nee, Piastri dink gaan hom vat. Ek dink honestly ek sien nie hoe McLaren 3 naweke in 'n ry gaan outperform word nie, honestly. So ek verwag iewers gaan iets die ewewig gaan herstel word en ek dink classic Oscar, Lando, Verstappen. Ek wil super graag vir Charles daarop sit. Ek wil super graag vir George daarop sit. Even vir Lewis, even vir Kimi Antonelli en obviously vir Carlos. Maar as ons gaan straightforward ry, is almal hou hulle composure, niemand crash nie, dan is dit 'n Oscar, Lando, Verstappen. Ek kan nie predict wie gaan 'n muur vasry, wie gaan sy gearbox los in Q3 of whatever nie. So dis die straight up Straal gaan. ja, okay. Maar dit is nie 'n fake op die race nie. So Nee, net as ek sal love om te theorize iets om te sê ja, maar Lando gaan iewers iets overcook en Oscar gaan 'n gearbox of 'n suspension failure hê of en Max Verstappen gaan sy derde gasket van die seisoen blaas of whatever en dan lyk dit anders. Ja. Maar straight forward dit is maar wat dit is. Maar wat dink jy? So ek gaan dit so 'n bietjie skommel en Ek like dit. ek gaan dit Oscar wen maak. Ja. Dan gaan ek Charles tweede sit Okay. en ek gaan Fernando se eerste podium gee vir die sinds 2023. Ek sal Ek hou daarvan, maar dit is lekker om te droom. Ek love wat jy sê en ek like dat jy bereid is om dit te doen en waar ons jou op rekord vasvang. And I see you and I'll raise you. Okay. I call you and I'll raise you. Raise me what? En dan Fernando Alonso op die podium eindig in die race hierdie naweek, né? Dan sal ek hier kom sit met ons volgende Hoe jy kom met ons volgende recording in 'n groen at
En 'n groen help my sterk like MP. Right. Right. Okay. Daar's 'n challenge. Ek het gehoop ek kry ons sit En ek sal groen cream soda drink for that matter. okay, dan ek al groen cream soda. Ja, nee wat. Ons sou weet gesê wat daar anders is. Nee. Maar dit sal groen wees en ek sal begin so 'n uur voordat ons begin rekord. Okay. Maar daar het julle dit. Dit is die naweek vir Singapore. En ouens, geniet die naweek, geniet die Grand Prix. Dis lekker, dis race week. Ons sien baie uit hier by 5 ligte. En ons net 'n shout out vir Stuart White, Into Africa Racing, gedoen. Kulile Lekata, Axel Jeffries en ekskuus, ek vra om verskoning, daar was 'n vierde driver daar wat ek nou nie sy naam kan onthou nie, maar so jammer in die Barcelona 24 hour, hulle is in die 24 hour series en so goed gedoen en toe het hulle 'n drive shaft issue gehad. So Stuart en Into Africa Racing, Kulile en die manne, ons is agter julle. Well done dat julle ons land se vlag so hoog gevlieg het daar. En so amazing gedoen het in 'n Ferrari 206 GT3 saam met Dragon Racing wat saam met julle partner en ja, ons het regtig gehoop julle gaan goeie punte doen want julle het so goed gelyk, maar hey, ons glo daar sal weer 'n geleentheid kom vir julle om 'n mens te maak vir wat verlore gegaan in die naweek. En dan, julle sou dan nie agtergekom het nie, maar in die laaste spreekwoord van my goeie maatjie Wynand langs aan, het ons my goeie vriend ou Kali actually gekat en ons het 15 minute lank geargumenteer en saamgestem en ooreengekom dat indien Carlos Sainz op die podium is hierdie naweek, sal Einste Wynand hierso sit in sy blou ad en een van 'n blou gewaad en hy sal een van 'n blou drankie drink met of sonder gin. En dit het alles gebeur sonder dat jou oog het gevang het. Dis 'n feit. En op daai ene sê ons tot sins.